Die Here wat ons uit die duisternis na sy lig roep. Christus leef en ons leef in hom. Here, U is ons vryheid, U is ons vrede, U is ons lief, ons lig, ons lewe. Amen. Jy is welkom om te sit en dan gaan ons saam met mekaar vanoggend die derde deel wat ons bietjie uit Romeine met mekaar deel. Romeine word ook baie keer beskryf as een van, dis die 5de evangelie, die boek van goeie nuus. Ook Paulus wat uit 'n hoek uitkyk. Nou wat beteken dit as ons vir mekaar sê, God red ons uit genade? Wat beteken dit as Paulus in Romeine 10 sê, dat ons geroep word tot 'n lewe van oorvloed? En wat is dit as Paulus sê in Romeine 12, julle moet julle gedagtes rig? Ek dink die een uitdaging is dat hoe ons begin te leef as kinders van God, gaan heel eerste gebeur in ons denke. Dis nie oor wat jy doen nie, maar is oor wat jy dink. Jou primitiewe brein werk outomaties. Jy dink nie daaroor nie. Voor jy kom kry het jy dit gesê. Voor jy kom kry het ek dit gedoen. Jy ken daai reaksie. Dis hoe jou primitiewe brein werk. Hy het nie nog tyd om goed uitmekaar uit te haal en dit dissekteer en sê wat gaan die gevolge daarvan wees nie. Voor jy kom kry gebeur iets en jy kry hierdie nare gevoel en sê, maar nou hoekom het ek hierdie gevoel? En dit is 'n goeie deel in jou brein as jy wil net oorleef, as jy soos 'n akedus wil leef, né? Hulle praat ook van as die akedusbrein. As dit koud is, gaan sit ek in die son. As ek honger is, gaan ek vlieg. As dit sleg is, dan kry ek onder die klip. So, dis 'n outomatiese lewe, maar dis nie 'n lewe van oorvloed nie. Dis maar 'n lewe van oorlewing. Daarom gaan ons ook saam met mekaar bid en sê, Here, help ons dat ons vanoggend weer ons bewuslik daarvan bewus maak, wie is ons, as ons hier uit hoofstuk 6 saam lees. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, ons is in 'n besonderse posisie om terug te kyk oor U teenwoordigheid ook in hierdie gemeente. Ons as groepie gelowiges wat vir die afgelope tyd kan getuig van U aanraking, die moed, die hoop wat U weer in ons kom sit, die lus vir avontuur wat ons tussen mekaar se woorde oplet, sommer die energie om goed aan te pak, Here, om 'n dankfees in die winter vir ons voor te berei, wat ons nie gewoonlik doen nie, net 'n bietjie buite ons patrone te beweeg. Dankie Gees, dat U hierdie lewe in ons op soveel maniere aanraak en ons wil so graag daarin uiting gee. Liefdevolle Vader, maar U verlos ons nie net om aan projekte deel te neem nie. U verlos ons om vry te leef. Ja, soos die kind Paulus beskryf om U slaaf te wees. Want U is nie 'n baas nie, U is 'n eienaar. Daar's groot vreugde daarin om U as eienaar van ons lewe te verklaar. Daarom ook wil ons net met groot dankbaarheid sê, dat ons mag getuig, dat U ook die eienaar is van elkeen wat hier sit. Dat U bewus is van elkeen wat ook in hierdie dorp leef. Dat ons getuies daarvan kan wees teenoor mekaar. Dat ons U as eienaar oor ons lewe het. Mag ons daarom ook vanoggend in hierdie lees, die luister na die woord, die oordenking daarvan, Here, so menslik en so gewoon, maar ook 'n poging om, Here, toe te laat dat U ons aanraak. Ons bid dit alleen uit genade. Amen. Nou, ek wil jou vanoggend welkom heet hierso in die kombuis van die lewe. Hier kook ons genade op.
Hier ook ons dat die potte dreun van genade, soos ons in die kombuis van lewe mekaar aanmoedig en mekaar bystaan. Ons lese lei ons af uit wat die kind van 'n kind van God ook eendag geskryf het. Paulus in Romeine, hy sê, beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Vir hom is dit baie belangrik dat dit 'n doelbewuste keuse is, 'n doelbewuste denke wat jy vir jouself na toe uitnooi om in die kombuis van die lewe jou oorvol te kan kook met genade. Jy sal ook sien in die kombuis van genade het ons verskillende items. Baie mooi, besonderse items. Elkeen van die items hier het 'n eie storie wat hulle wil vertel. Dit is nie splinternuut nie, maar ek wil vir jou sê hulle werk fantasties. Elkeen doen sy werk, so ons vir elkeen 'n vreugde om in hier in die kombuis van die lewe te kan wees. Die items kan ook vir jou sê dat dit nie altyd so was. Dis nie altyd die kombuis waarin hulle geleef het. Dit was nie altyd die wêreld waarin hulle bestaan het nie. Om in hierdie kombuis te kan wees, moet jy nie iets doen nie. Jy moet toelaat dat daar iets met jou gebeur. Dat jy gevat word van waar jy was, hoe stikkend ook jy al was, hoe vuil jy ook al was. Ander het al opgegee met jou en gesê, jy is niks werd nie, hulle het jou onmiddellik al weggegooi. En in hierdie kombuis is dit dan belangrik dat jy vir jouself met elke dag onthou, nie op grond van wat is onder jou geskryf nie, wat se maak jy is nie op grond aan wie jy behoort het nie op grond van hoe jy vergelyk met ander in die advertensies nie, maar moet jy jou doelbewus daarvan elke keer bewus maak van waarvoor is jy goed genoeg? Want as jy oor jou dink, as in jou verlede, dan gaan jy heel moontlik nie in die kombuis van die lewe wil wees nie. Jy gaan heel moontlik skaam voel. Jy gaan heeltyd voel jy hoort nie hier nie. Jy sal heeltyd voel jy moet jou probeer bewys solank jy hier is. As jy begin te verstaan aan wie jy behoort, wie jy is, dan is daar iets anders wat met jou gebeur. Dan begin jy iets van jouself raak sien, jy begin opgewonde te raak oor jouself. In hierdie kombuis moet jy besef, dit gaan oor die keuse wat jy maak oor wie jy is. Dit is nie wat gaan oor wat jy doen nie, dit gaan oor jou prestasies nie. Dit gaan nie oor dat ek nie my lewe oorlaat aan toeval nie. Ek laat nie my lewe oor aan omstandighede nie, ek laat nie my lewe oor aan my verlede nie. Ek laat my nie my lewe oor aan wat die samelewing sê of die media sê nie. Ek laat my lewe gee ek oor aan 'n ander verhaal. Verhaal wat geskryf word deur God. Laat jou sonde nie langer oor jou sterflike liggaam heers nie. Ja, jy kan maklik breek, kan maklik roes. Daar's niks eintlik iets in jou wat jou besonders maak nie. Maar moenie dat die sonde, moenie dat 'n leuen oor jou lewe heers nie. Om jou begeertes te laat gehoorsaam nie. Moenie so outomaties leef nie. Leef doelbewus, leef met 'n keuse. Julle moenie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self doelbewus tot beskikking van God. En jy gaan iets besonders beleef, dat jy nie denk maar gewoon is nie. Jy gaan agterkom, dat jou ledemate nou wapens van geregtigheid word, en jy is goed genoeg vir die hemel. Jy is goed genoeg vir God. Jy is nie net meer gewoon nie. Jy is nie meer alledaags. Maar jy dra skielik 'n storie van hoop
oralste waar jy gaan. Want jy is beskikking, jy het jouself tot beskikking gestel van die lewende Here. En nie van stikkendheid, van verlorenheid, van die verlede nie. Miskien gaan dit help as ek vir jou vanoggend bekendstel aan Karel Ketel. Nou Karel Ketel sorg dat ons natuurlik hier in hierdie kombuis altyd warm water het om heerlike koffie en tee te maak en aan te sit en ons te verlustig hierso aan die disse van wat ons hier in die kombuis van die lewe opkook. Nou, Karel Ketel sal vir jou vertel dat dit nie altyd so was nie. Ek meen, Karel Ketel was die produk gewees heel moontlik van 'n baie slegte verlede. Nou, 'n verlede wat gedefinieer was deur wette. Nou, 'n wet werk so dat jy of reg is of jy is verkeerd. Of jy word uitgevang dat jy misluk het, of wel dan doen beter en watch dat jy dit volgende keer nie weer doen nie. As jy dit verkeerd doen, is jy in die moeilikheid. En in hierdie omgewing van wette het ou Kareltjie geleef. En dit was 'n vernietigende wêreld gewees waarbinne hy geleef het. Paulus skryf, jy moet oppas. Die sonde mag beslis nie oor jou heers nie, want jy is nie meer onder 'n wet nie. Jy word nie bepaal oor wat jy reg doen en waar jy misluk nie. Jy word nie aangemoedig om beter te leef en te sê, jy moet daarom nou vir jou reg kry nie. Jy moet daarom nou plan maak. Luister nie so, jy moet daarom nou begin opdaag. Volgende keer doen dit vir ons asseblief beter. Julle, dit was sleg. Mens kan nie so aangaan nie. Inteendeel, hier is ons 'n produk van genade. Genade wat anders te praat oor ons. Genade wat sê, jy is meer as jou foute. Genade wat sê, jy word nie vasgebind in jou verlede nie. Genade wat sê, jou identiteit word nie bepaal oor wat sosiale media sê, wat aanvaarbaar is nie, of wat jy besit of wat jy bereik is nie. Inteendeel, genade sê, jy is reeds genoeg. Jy hoef niks te bewys nie. Jy kan nie verkeerd gaan nie. Jy is klaar, Bybelse woord, regverdig verklaar. Daar kan geen aanklag teen jou meer ingebring word, dat jy nie mag in die kombuis van die lewe saam wegkook aan genade nie. Jy sien, as mense 'n bietjie moet praat oor Karel Ketel, dan gaan ek net sy ore gou toedruk, want dit ontstel hom nog as hy die prentjie sien van sy verlede, want hy was eintlik Karel Kortsluiting Ketel. Sy sterkste eienskap is dat hy heeltyd 'n kortsluiting gehad het. Jy sien in die wêreld waar Karel Keteltjie geleef het, hy sal dit beskryf, dit was soos die hel. Dit was 'n wêreld waar die water sleg was en hy toegekalk was onder al sy bekommernisse. Hy het 'n baas gehad wat inkom en sê, kook Karel. En dan is arme Kareltjie se drade so gewire dat niks kan aangaan nie. En as hy aan die kook raak, dan is hy so gespan, hy kook sommer oor en hy brand sy elemente uit. En dan klap sy baas omdat hy daai kant toe lê, want hy kook nie, hy doen nie sy werk nie. En hy word heeltyd gedreig om te sê, Karel Keteltjie, as jy nie vir jou reg kry nie, gooi ek vir jou uit, ek vervang vir jou soos nou. Jy's niks werd nie. En in hierdie taal van sy lewe het ou Karel Keteltjie in angs en 'n gevoel van mislukking verval. En hy het daar so gestaan en gesien in die ou grot waarin hy moes leef, waar die elektrisiteit gesteel is, waar die krag so met sulke rukke deurgekom het hy net gesien, hier is die dood my einde. Nou, maar ou Karel Keteltjie is toe gelukkig gered. En daar het 'n ander stem in sy lewe gekom. Paulus help vir ons as mense, nou die ketels is nie om bystoor. Hy sê, besef, julle nie dat julle self vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam. Hy sê, ons almal laat toe dat daar 'n stem in ons lewe
ons lewe bepaal. En ons gehoorsaam daai stem. Maar ons sal moet doelbewus besef aan watter stem gee ons gehoor. Want jy sien, die akedisbrein is geleer om aan die stem van die ou wrede eienaar daar in die grot gehoorsaam te wees. Ek hoor net sy voetstappe, dan het ou Karel Keteltjie al 'n kortsluiting. Dis net die druk van die kraan hier naby hom, dan sê hy, ek staan in die water, ek gaan uitbrand. Ek hoor net water druk, dis nie eens naby my nie. Ek hoor net voetstappe, dan slaan ou Karel Keteltjie in angs uit. Dis ons grootste werk met hom hier in die kombuis. Is om hom gerus te stel en sê, die voetstappe is nie van jou vreesaanjaende baas nie, maar is van jou nuwe eienaar. Doe maar. Die water wat jy hoor, is die water wat gereed is, suiwer water, jy kalk nie aan nie, jy is skoongemaak, ons weet presies wat ons hier met jou kan doen. En nou is beskryf Paulus, hy sê maar, net soos Kareltjie Ketel, ons in die nuwe wêreld geplaas is, deur God gered is, deur Jesus Christus skoon verklaar is, moet ons goed besef, ons is gehoorsaam aan die stem wie ons in ons lewe die posisie gee. Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Jy sien, die hartseer van die stem waarin hierdie arme ou Keteltjie eers blootgestel was daar om sy lewe te vernietig. Die stem van hierdie baas en 'n vereis is. 'n Baas doen jy wat gesê word, of jy verloor jou werk. Hierdie baas se naam is tekortskiet. Hierdie baas het vir jou heeltyd herinner dat jy nie so goed is soos die nuwe smekketel wat uitgekom het. Hierdie baas het vir jou heeltyd herinner dat jy eintlik maar misluk, alhoewel hy die oorsaak daarvan is. Hy gooi jou vol met alle vrotterige waters wat jy verkalk. Hy plak jou drade met pleisters toe in plaas dat hy jou besonder regmaak. Maar jy dra die skuld daarvoor. Jy sien misluk. Jy sien niks reg. En dan in die kombuis is daar 'n eienaar. Eienaar is iemand anders as 'n baas. 'n Eienaar vat eienaarskap van sy besittings. Hy pas dit op. Hy kyk daarna. Hy sorg vir die beste omstandighede dat dit kan funksioneer. 'n Eienaar kyk daarna met liefde. 'n Eienaar gooi nie net weg nie. 'n Eienaar doen alles tot sy beskikking om jou 'n plek te gee. Ja. Die items wat baie keer hier inkom, laat gril ons ander. Dit kom op aarde. En nadat die item deur hierdie nuwe eienaar se hande is, dan is ons opgewonde oor die mooi en die pragtigheid daarvan, maar ook die funksie. Skielik werk het, skielik is dit daar. Die grootste werk in hierdie kombuis is my werk om so af en toe na die item toe te stap en om net weer af te vryf en sê, jy is nie meer in die grot nie. Kan ek maar vir jou sê wie jy is? Kan ek jou weer bewus maak van die kombuis van die lewe waarin jy is? Die grootste hartseer is dat nie een van hierdie items wil teruggaan na die ou baas toe nie. Nie een van hierdie items wil die lewe oor hê wat hierdie ou baas tekortskiet in hulle lewe bring nie. Maar die hartseer is, dat jy stap jy in hierdie kombuis van die lewe in. En dan besef jy,
Hy is miskien nie meer in die grot van die dood nie. Maar die grot van die dood is in sy kop. Dis die hartseerste. En dan moet ons 'n tydjie vat om net vir 10 minute stil te word. Al die items by mekaar te genooi te sê, kom ons sit net vir 10 minute. En ons doen wat Paulus vir ons sê, beskou wie julle is. Dink saam weer hier oor aan wie jou eienaar is. Besef, jy is nie meer in die grot nie. Ja, die storie van die grot is in jou subconscious mind inbedraad. Maar elke keer, as ek en jy gaan stil sit, en ons bedink saam, en op jou eie, elke oggend, wat jy iewers 'n tydjie uitaan en ooprig in jou dag, om saam te bedink, of op jou eie te bedink wie jy is jy besig om nuwe drade te hê. Sodat jy die nuwe drade kan gebruik, en outomaties later besef wie jy is. Die vryheid, ons is klaar uit die grot uit. Die uitdaging is, kom uit die grot wat in jou kop is. Vrygemaak van die sonde. So het julle slawe van geregtigheid geword. Ja, terwille van ons menslike swakheid, praat ons nou maar met mekaar in terme van beelde. Want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het, om losbandig te leef, stel nou so doelbewus julle ledemate in diens van geregtigheid, om heilig te leef. Paulus sluit af en sê nee. Die uitdaging is nie vir Karel die ketel om 'n smekketel te word nie. Jy sien, in die ou grot word ek en jy heeltyd vergelyk met die smekketel. Die smekketel kook die water net so warm soos Karel die ketel. Ons het nie die smek nodig nie. En Karel die ketel is die uitdaging nie om beter te word, soos iets te word nie. Dis jou en my uitdaging nie om beter te word as ander nie. Maar om doelbewus beter te word as wat ek gister was. Doelbewus myself te beskou vir wie ek is. Doelbewus een tree uit die grot in my kop te gee. En een tree in die kombuis van die lewe te gee. Elke dag. Daarom kan Karel Ketel vandag ook. Sy prop is reg, sy drade is reg, hy het skoon water in, en al wat hy hoef te doen is, hy kan kook, sodat ons in die kombuis van die lewe saam met mekaar genade kan vier. Maar nou dat julle som van die sonde vrygemaak is, en diensbaar aan God geword het, lewe julle die vrug van heiligmaking. Die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Ja, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Paulus kom en sê, die verandering in ons lewe kom op grond van die keuse wat ek en jy doelbewus maak oor Jesus. My lewe verander nie oor een of ander trick of 'n miracle of iets wat van buite af met my gebeur het, of 'n pil wat ek moet drink of een of ander
oefeninge wat ek moet doen, die veranderinge begin oor die keuse wat ek maak. Mag jy vanoggend uitgenooi word om jou plek in te neem in die kombuis van die lewe, terwyl jy die water oorkook, mag jy vir jou skink soveel genade as wat jy wil hê, want dit is alles jou. Hier kry ons nie loon verdien jy. Hier kry ons vrug, hier kry ons genade. 'n boom dra nie vrug omdat hy iets probeer doen het, of probeer vrug te kry nie. 'n boom dra vrug omdat hy besef dit is 'n boom. Staan in die grond, ek neem op, en dan kry jy vrug daarna. Ek nooi jou uit om vanoggend saam aan die kombuis van die lewe sommer aan te kom sit met 'n baie spesiale ete wat ons geniet. 'n Ete waarin jy jouself weer kan beskou wie jy is. 'n Ete waarin ons vir onsself sê, al is die brood gebreek, ek is uit die grot van dood gered. En ek is ingesit in die kombuis van genade en lewe. As ek hierdie wyn drink en oorgenoeg kan mors daarvan, dan drink ek saam in hierdie kombuis van lewe waar ons die genade en oorvloed kan geniet met mekaar gesê, ek mag my beskou dat ek die slaaf is van God. Ek het nie meer 'n baas nie, maar ek het 'n eienaar van my lewe. Daarom kan ek oor myself groot hoor, want ek is tot beskikking. My oë, my denke, my hande, my voete, my mond, my hart, my lewe is tot beskikking van die Almagtige God. Die ketel het gekook en ons is gereed om in die kombuis van die lewe te kom sit.